Welkom by Onderwysers on Air. Ons gesels met julle vanuit Skyn Leerwêreld Learning Zone en ons is hier om te gesels oor die dinge wat mense dink maar nie eintlik oor wil praat nie. Ons topik vir vandag is: moet ouers onderwysers se nommers hê? Wat dink jy? Dink jy dit moet so wees of nie? As onderwyser, as ouer, as wie ook al die kyk, los ons jou opinie in ons comment section. Noria, wat dink jy? Ek dink dit gaan oor definitief 'n ouer kan 'n onderwyser se nommer hê, maar wanneer is dit gepas om 'n boodskap te stuur en wanneer is dit onvanpas? So werksgewys, great, as jy regtig inligting nodig het wanneer jy dit nou nêrens anders kon gekry het nie, maar ek voel jy as ouer moet ook eers gaan soek voordat jy net vra. Ja. Vir inligting wat reeds gegee is. Ja. So ek sal sê onvanpaste boodskappe is as hulle vra om hulle te help finansiëel. Definitief. So dit is vir my hartseer om dit te noem, want mense wil hulle help. Maar ek meen, ons is maar net onderwysertjies, ons kry peanuts. Ja, maar boonbehalwe vir dit, dink ek ook nie dit is ons plig om ouers finansiëel te moet help en byvoorbeeld seker te maak die kinders het kos om te eet, ons moet dit voorsien nie, want dit is ook boodskappe wat ons gereeld kry. Ja, maar die skool het voorsien daarvoor. Ja. En dit is waar ons bevoorreg is, ons sit met 'n skool wat regtig voorsien vir die gemeenskap. En omgee vir hulle. Definitief. So dis nie dat ons nie wil help nie, dit is net, ons kan nie. Ons kan nie ook nog daai verantwoordelikheid op ons sit nie, want as jy een keer gaan gee, dan gaan dit heeltyd van jou verwag. En wie help jy en wie help jy nie, want ons werk tog in 'n arm gemeenskap. Ons het hulp nodig. Ons het hulp nodig. Help. En vanpaste boodskappe is as dit net gaan oor die werk, as dit oor skool, maar gaan lees of dit nie dalk iewers anders staan nie. En gepaste tye. 4:00 die oggend boodskappe. Daarmee begin nie. En hierso 10:00, 11:00, dit is tye wat ons nie meer kan help nie. En dis nie net boodskappe nie, dis oproepe. Ek het al op 'n Sondagoggend 'n ouer gehad wat my 8:00 gebel het. Dis ek soos no way. No way. Ja. Nee, Jessie. En ek sê altyd soos as dit 'n noodgeval is, bel of stuur 'n boodskap, maar weer eens as hulle in 'n noodgeval is, hoe gaan ons kan help? Ja. Jy weet, so nee, definitief. So wat sê ons? Moet 'n ouer 'n onderwyser se nommer hê of nie? Okay, so in my opinie sou ek sê, dit is vir my as onderwyser is dit lekker dat hulle my nommer het. Want dan dit is beter vir kommunikasie. Soos as daar byvoorbeeld een of ander dag is Vrydag, dan kan jy vir hulle sê onthou dit is daai dag. Onthou jou 10 reintjies of wat ook al. Onthou van 'n taak wat moet inwees. En assessering. Ja. En dit is lekker as hulle ons kan boodskap as hulle nie werk verstaan nie. Maar daar moet perke wees en die perke moet gerespekteer word. Beide van die onderwysers se kant af en die ouers se kant af. En ek voel as daai perke nie gerespekteer word nie, dan is dit 'n blok vir jou, 'n blok en bless. Dan moet hulle maar met jou kommunikeer deur die skool, dan het hulle daai voorreg verloor. En dit is ook soos wat jy sê, dit moet gepas wees van ons kant af ook. Ons kan nie 8:00 die aand 'n boodskap stuur om te sê onthou môre moet hierdie in wees. Maar tog het ons genoeg tyd gegee. Dit 'n reminder, maar ek dink van beide kante afgepas. Ek moet sê ek is 'n onderwyser wat nie daarvan hou om ouers se nommers te nie om dit nie te hê nie, want dan kan dit wel in 'n noodgeval, maar ek verkies om ook net daai lyn te hê van wat is professioneel en wat is nou nie professioneel nie. So sal jy dat hulle jou nommer het? Baie ouers, maar hierdie jaar my hele klas het my nommer, maar ek glo ek verkies dat hulle dit nie het nie. Maar waarop dit neerkom is dit is okay as hulle my nommer het, maar hulle moet die perke respekteer. Ja, ek stem saam. Okay, so wat dink julle? Moet 'n onderwyser die ouers se nommers hê of nie? En wat is vir julle gepas en wat is is die onderwyser se nommer?
andersom ook. Andersom ook. Ja. So wat is gepas en nie van pas nie. En is daar enigiets crazy wat al met julle gebeur het? Ek weet ons baie crazy goed wat al gebeur het. Ons sal graag daarvan wil hoor. Ja. En dan gaan Nadia julle los met 'n gedagte vir die dag wat ons ook in ons volgende video gaan bespreek. Reg, so ons gedagte vir die dag en wat nou gaan oorvloei na episode 2 toe is die volgende. So ons as groot mense voel oor die algemeen, ons wil vir ons kinders gee wat ons nooit gehaat het nie, maar die teenstelling daarvan voel ek nou weer, ons moet ons kinders leer wat nog nooit vir ons geleer was nie. En ons gaan julle daarmee laat en ons gaan in ons volgende episode daaroor gesels. Bye Felicia's! Bye! Uitskyn weer wêreld! Woep woep!